Ok, jaar 2 is. Hier gaan ons vir die laaste keer. Jaar 2 is. Kom ons kyk gou. Wat moet julle leer vir eksamen vir kwartaal 4? Ons begin heel eerste by, ons gaan kyk gou na jou leerpapier. Jou afbakening sê ons moet gaan kyk na oppervlakte, volume en woordsomme. Ok, so wat moet jy kan onthou? Hierdie is alles werk wat ons in kwartaal 3 gedoen het. Daar is 3 kwartaal 3. Kom ons kyk gou, wat het jy in kwartaal 3 gedoen? Dit het hier begin, nadat jy die toets geskryf het, het ons omtrek gedoen, maar ons gaan nie oor omtrek skryf nie. Ons gaan begin by oppervlakte. Jy moet weet dat die formule van oppervlakte is lengte maal breedte. So kan jy sien dat ek 2 goed hier nodig het. So ek werk met 'n 2D voorwerp. Ek sal net nou vir julle gaan na die formule, na die opsomming toe wat ons gedoen het. So ek werk met 'n 2D voorwerp, 'n plat voorwerp, en my antwoord met daai vierkante sentimeter of vierkante meter of vierkante kilometer elke keer in hê. As ek na 'n eenvoudige som gaan kyk, ek kan vir jou so ene gee wat doodeenvoudig blokkies is, en ek sê vir jou dis 'n vierkant, so daai moet dieselfde wees as daai, of ek kan vir jou so 'n voorwerp gee, ek het al my goedjies skuif, ek kan net vir jou doodeenvoudig so 'n voorwerp gee, wat vir jou die lengte en die breedte gee, en dis baie eenvoudig. Jy moet die formule ken, jy kry 'n punt daarvoor, die oppervlakte is lengte maal breedte, so daai boonste ene, wat is die lengte is 18, die breedte is 9, ek gaan skryf 18 cm, 9 cm, onthou, dis vermenigvuldig, en dit maak nie regtig saak in watter ene jy eers skryf nie, dit gaan nie 'n verskil maak nie, so as jy hom gaan doen, en ek is jammer, ek het nie 'n sakrekenaar hier by my nie, so ek moet maar my foon gebruik. Dit is 18 cm maal 9 cm, 18 maal 9, kry ek 162, kyk, 162 vierkante centimeter. As ek hom omgeruil het, en jy dalk geskryf 9 maal 18, sien jy, ek gaan dieselfde antwoord kry, so dit bly 162, maak nie saak watter ene ek skryf nie. Maar wat party van julle in die eksamen gedoen het, julle het geskryf lengte maal breedte maal lengte maal breedte, want jy het vergeet dat oppervlakte het ek net 2 sye nodig, nie 4 soos met omtrek nie. So jy moenie hierdie 2 gaan byskryf nie, dis net daai 2. 18 maal 9 of 9 maal 18. Jy moet nie nog goed daarby gaan skryf nie. So hierdie is 'n belangrike aktiwiteit 8.6. Jy kan hom definitief sien ek het 'n merkie daar gemaak. Hierdie ene is baie belangrik. Jy kan definitief by hom hierdie oefeningkies bietjie gaan doen sodat jy weet oppervlakte is lengte maal breedte, en jy moet onthou ek moet daai vierkante centimeter, want jy kry 'n punt daarvoor ook. Dan die volgende aktiwiteit wat ek daar gedoen het, was aktiwiteit 8.4, maar wat 'n belangriker aktiwiteit is om te verstaan, is wat ons gedoen het by aktiwiteit 8.5. Maar dit is eintlik maar baie dieselfde. So, by hierdie oppervlakte het jy nou 'n reghoek daar en 'n reghoek hier. En onthou julle wat het ons hier gedoen? Ons het die oppervlakte van daai ene gaan uitwerk. Ons het die blokkies gaan tel, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Want hulle het nie vir ons gesê hoe groot dit is nie, so ons wil die blokkies gaan tel.
1, 2, 3 maal 1, 2, 3, 4 of 1, 2, 3, 4 maal 1, 2, 3, dit maak nie saak nie. So ek die eerste ene se oppervlakte gaan uitwerk, 3 maal 4. En as ek sê 3 maal 4 kry ek 12. En moet nou nie aan die slaap wees en nou dink, o, jes, ek is verskriklik oulik. En ek weet sommer uit my kop uit wat 3 maal 4 is nie. Gaan maak liewer seker, jy het genoeg tyd. Gaan maak seker op jou sakrekenaar 3 maal 4, dat jy nou nie per ongeluk 3 plus 4 gedoen het nie. So dit is 12. Nou het ek die eerste enetjie se oppervlakte uitgewerk. Nou gaan ek hier die ene, die lang reghoek, gaan ek nou sy oppervlakte uitwerk. Ek werk nog steeds met dieselfde formule, lengte maal breedte. Sy lengte uit 1, 2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dis 2 maal 9 of 9 maal 2, maak nie saak watter een jy eerste doen nie, en 9 maal 2 met jou sakrekenaar gaan jy kry, dis 18, en moenie vergeet om dit te doen nie. Die vierkante buite sit, maar nou is jy nog nie klaar nie, want ek wil hierdie totale oppervlakte hê. En hierdie totale oppervlakte beteken, ek gaan hierdie ene wat 12 vierkante millimeter is, en hierdie ene wat 18 vierkante millimeter is, gaan ek by mekaar tel. So ek gaan sê, 12 plus 18, ok? 12 plus 18, en dit is 30 vierkante millimeter. So hierdie som kan lekker 1, 2, so 1 vir daai ene, 2, 3, 4, 5 punte tel. So, onthou nou, ek het 2 vorms, daai eens oppervlakte uitwerk, daai eens oppervlak uitwerk, en dan tel ek hulle net doodeenvoudig by mekaar. Ok, so dit is as ek kom by oppervlakte. Dan het ons gekom by volume. Volume, moet jy weet, is nou 3D voorwerp, want ek het 3 goed, 'n lengte, 'n breedte en 'n hoogte. En ek moet altyd daai kubieke, daai 3 daarbo hê. Ok, so as ek nou sy somme gaan kyk, dan gaan ek kyk na, dit was aktiwiteit 10 gewees. So, hierdie is dood eenvoudig, ek het 'n lengte, breedte en 'n hoogte. Dit maak nie saak in watter volgorde jy skryf nie. As ek hierdie 10.2 doen, en ek kyk, hy's 4 maal 2 maal 3. As ek omskryf, lengte maal breedte maal hoogte, onthou, ek kry 'n punt vir lengte maal breedte maal hoogte, dan 4 maal 2 maal 3, as ek dit in my sakrekenaar sit, 4 maal 2 maal 3, kry ek dit is 24 kubieke sentimeter, maar as ek dit 3 maal 2 maal 4 ingesit het, 3 maal 2 maal 4 het ek dit ingesit, dan kry ek nog steeds 24, so dit maak nie saak in watter volgorde jy dit gedoen het nie. Want jy moet net onthou dat volume, praat ek van 'n kubieke sentimeter of 'n kubieke meter. Goed, kom ons kyk dan, so dit is alles wat jy, dis al wat jy moet kan doen by volume. En jy moet daarom volume verstaan, dat daai kubieke is, en so aan. Kom ons gaan kyk gou by die res van jou afbakening, as ek dit net kan kry. Goed, so jy het oppervlakte gedoen, en jy weet oppervlakte is lengte maal breedte, en dit moet in vierkante eenhede wees, dis daai 2 daar, nee. Dan het ons volume gedoen, dis lengte maal breedte maal hoogte, dit is kubieke sentimeter of kubieke millimeter, dit is daai 3 wat jy daar het. Dan moet ons ook die woordsomme doen vir volume en oppervlakte. So dit was hierdie gewees, dit was aktiwiteit woordsomme, ons het dit ook hier in September verlede kwartaal gedoen. Onthou, die
groot geheim hierso, so hierdie moet jy ook kan doen, né? Hierdie is ook belangrik. So, ek gaan vir jou een volumesom vra en een oppervlaktesom vra. Wat belangrik is hier, is dat jy moet kan onderskei watter ene is 'n volumesom en watter ene is 'n oppervlaktesom. So as dit 'n oppervlaktesom is, dan gaan jy kyk na keywords of sleutelwoorde soos vierkante meter. Hoeveel vierkante meter het sy nodig? Of by hierdie ene oppervlakmateriaal sal sy nodig hê. Hierdie ene is, wat is die totale oppervlakte? Hierdie ding is nou nie so lekker gefokus nie. Lekker veel beter. So hier weet ek, moet ek oppervlakte bepaal. Dit sê vir my, ek het 'n reghoek, ek moet twee kante hê. En jy weet, toe ons omtrek gedoen het, het ons gesê, 'n reghoek moet ek weet, daai ene is so groot soos daai ene, en daai ene is so groot soos daai ene. Maar jy het dit nie nou met hierdie nodig nie, want jy het net daai ene en daai sy nodig. Jy het net twee sye nodig, jy het nie nou al 4 nodig nie. So moenie laat dit jou de mekaar raak, laat jy sê lengte mal breedte weer 'n keer nie. So as ek byvoorbeeld gaan kyk na nommer A, hier sê hulle vir jou hoeveel vierkante meter, sy wil 'n reghoekige sandkas bou, en hulle gee vir jou 3 meter en 5 meter, so dis maklik. Ek het oppervlakte, want hulle vra vierkante meter sal sy nodig hê, dis my keyword, so dan weet ek moet oppervlakte uitwerk. 3 mal 5, dis die 2 sye wat hulle vir my gee, en ek maal hulle met mekaar en daar is my antwoord. As ek kyk na nommer B, dan sê hulle vir my, die aquarium het 'n nuwe reghoekige tank vir 'n haai-uitstalling. Die tank sal soveel en soveel en soveel meter diep wees. Daar kan jy al klaar sien, hier is 3 goed wat hulle vir jou gee. So dit stuur jou brein al klaar in die rigting van kubieke meter, wat vir my sê, wat moet ek hier uitwerk? Ja, jy moet volume hierso uitwerk. So ek gaan dadelik die formule neerskryf vir volume, en dis lengte mal breedte mal hoogte. Ek gaan in my sakrekenaar insit, en dan een ding wat jy moet onthou, ek moet 'n 3 hê as dit volume is, 'n 2 hê as dit oppervlakte is, en omdat dit 'n woordsom is, moet my antwoord woorde in hê. So jy gaan net een van elkeen van hierdie kry, maar dit is belangrik dat jy dit kan doen, en moenie punte weggooi, omdat jy nie die woorde daarin het nie. So jy moet deur hierdie woordsomme ook vir my gaan werk. Dan, as ons na jou afbakening gaan kyk, so hierso het jy nou jy ken oppervlakte, weet jy hoe, jy ken sy formule, volume ken jy kan die woordsomme doen, jy weet wat is die verskil tussen 2D en 3D, en ek kan ook vir jou waar en vals vragies hieroor vra, so jy moet dit kan verstaan en dit weet. Goed, en dan kom ons by die lekker ene, dit is die datahantering. Nou die datahantering het ons hier in die begin van die kwartaal, van die 4de kwartaal, het ons gedoen, wat is 'n gemiddeld, of average in Engels, wat is 'n mediaan, wat is die modus, en wat is 'n reeks. Nou teen hierdie tyd moet jy al weet, uit jou kop uit, hoe bepaal ek die gemiddeld? Dit is wanneer ek al die getalle bymekaar tel, en ek deel hulle deur die aantal getalle wat daar is. So as ek punte hierso het, en ek het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kinders se punte, dis hoekom ek dit daar deur 7 deel. Alright, dan kom ek by mediaan. Mediaan moet jy weet, dit is die middelste getal, en dis die ene waar ek moet weet, ek het 2 stappe wat ek moet doen. Wat is stap 1? Stap 1 is, ek moet hierdie getalle vat, en hulle rangskik
van klein na groot. En moet nou nie 'n aapstert gaan wees en hulle van groot na klein rangskik nie, dan gaan jy dit dalk verkeerd. Jy moet dit rangskik van klein na groot. En dan het ons hulle doodgetrek so van buite af, onthou julle. As daar 1 getal oorbly, dan is dit my mediaan. As daar 2 getalle oorbly, soos by hierdie ene waar ek uitgekanseleer het, en nou het ek 2 getalle, so nou moet ek die getal in die middel van hulle 2 kry, né? Hoe kry ek dit? Ek tel hulle by mekaar, kry ek 27, en ek deel dit deur 2. Dan kry ek, wat is my mediaan? 13,5. Maar as dit is soos hierdie ene waar dit net 1 is, dan is my mediaan 17. Dan onthou die modus. Modus het ek vir jou gesê, watter een is in die mode? Dit klink soos daai ene. Iets is in die mode, omdat ons baie daarvan sien. So die getal wat die meeste voorkom. So hierdie een is nie som wat ek moet doen nie. Hier moet ek net gaan kyk, okay, ja, hier sien ek 17 kom die meeste voor, so my modus is 17. Dan die reeks, het ek nou weer 'n som wat ek moet doen. Hier moet ek weet, hoe bepaal ek die reeks van 'n datastel? Ek sê, dit is die grootste getal minus die kleinste getal. So in hierdie ry, ek het hulle mos nou toe ek die mediaan gedoen het, van klein na groot gerangskik. So nou kyk ek, wat is die grootste ene? In daai geval was dit 17. En in hierdie geval is dit 19. Ek het hulle rangskik, daai een is die grootste getal, dit is daai ene, nee, daai boonste enetjie, daai ene. Die grootste ene is 19, en die kleinste ene is 5, en ek sê 19 minus 5, en dit gee vir my 14. So jy moet hierdie uit jou kop uit ken, want ek kan vir jou 'n waar en vals vra oor hierdie, ek kan vir jou 'n definisie gee, en dan kan ek vir jou sê, is dit waar of is dit vals, of ek kan vir jou sê, 'n reeks gee, en dan sê ek vir jou, die mediaan is daai ene, so jy moet dan weet hoe ek by die mediaan uitgekom, of by die gemiddelde, of die modus, né? So, ek gaan nie vir jou so spesifieke som hier so vra nie, maar wat ek wel gaan doen, wat jy moet kan doen is, jy moet hierdie laaste aktiwiteit wat ons op die blokkies papier gedoen het. Jy moet, hierdie is baie belangrik, want jy moet vir my so ene kan teken. Ek gaan vir jou blokkies papier gee, en ek gaan vir jou kinders se punte gee, en dit gaan nie presies soos hierdie ene wees wat ek vir jou hier, dit was hierdie aktiwiteit 8. Gaan nie presies soos hierdie ene wees nie, maar jy moet hierdie aktiwiteit definitief gaan oefen, waar jy kinders se name het en hulle toetspunt, en dan vra ek vir jou, as jy gaan kyk na die vraag, vra ek vir jou, jy moet die gemiddeld kan uitwerk. Ek kan vir jou vra, wat is die mediaan? Ek kan vir jou vra, hierso moet jy die reeks bepaal, of ek kan vir sê, wie die hoogste punte behaal, of wie die laagste punte behaal. En dan baie belangrik moet jy vir my hierdie G kan doen. So jy moet weet, dat hierdie ding, dis nie 'n ding nie, dis 'n grafiek, 'n staafgrafiek wat jy teken, het 'n titel, beteken dis sy naam, hy het 'n X-as, wat hierdie onderste as is, en hy het 'n Y-as, wat hierdie as is. Ok, al wat jy moet onthou jy ons het die name so onderaan geskryf, ons het die name onderaan geskryf, en nie boaan, nie hier aan die kant nie. Hierdie is die naam, hierdie moet jy kan reg hê en kan sê dat dit die toetspunte is, onderaan kom die name en sê dis die name van die leerders, en dan moet jy net jou grafiek reg hê om kan aflees. So, hierdie ene, John, as ek na my data gaan kyk, waar is my data, John, dan sien ek, John het 18 uit 30 vir sy toets gekry, en as ek hier gaan kyk na my grafiek, dan is dit wat ek hom gemerk het, hy het 18 gekry. En as jy nie kleurpotlode het in die toets nie,
nie bekommerd wees nie, jy kan dit net dood eenvoudig met 'n liniaal en 'n potlood. En moet dit asseblief nie sonder 'n liniaal doen nie. Dan gaan ek vir jou punt aftrek wanneer dit nie netjies is nie. So, jy het nie nodig om dit in te kleur in die toets nie, maar jy moet vir my presies kan aandui en trek wat het elke kind dan gekry. Goed, en dan die laaste stukkie, dis hierdie ene wat ek vir jou gesê het, analiseer en toon data op 'n staafgrafiek, benoem die grafiek en met die X en die Y-asse, so dis presies wat ek nou vir jou gesê het. So, hierso as ek kom by datahantering, jy moet weet waarvoor staan mediaan, modus, reeks, gemiddeld, jy moet weet om dit uit te werk, jy moet voorbeelde daarvan kan doen, en dan in die laaste ene vra ek vir jou, gee ek vir jou blokkies papier en dit is wat jy moet kan doen. So hierdie is regtig nie 'n moeilike vraestel nie. Gaan asseblief baie mooi weer daardeur. Ek gaan vir jou weer oefeningkies gee om te oefen, hersieningsoefeninge hierdie laaste week wat ons het, maar ek hoop regtig dat julle baie lekker gaan leer en dat julle sommer goeie punte gaan kry. Baie dankie vir al julle harde werk hierdie kwartaal. Dit was so lekker om julle te leer ken. I love you very much. En daar is 'n hartjie, né? En is dit 'n hartjie? Daar is hy nou. En really rarig. I love you very much. Julle moet asseblief hard leer en dan sien ek julle wanneer julle eksamen skryf. Love you.